Inderdaad, inderdaad. En om nou een speciale video te maken voor een moeder dan. So, die thema is moeder wat lief is. Maar voor ons dit begin, kom ons weer ten van Handieke 2 vers 7 tot 8 wat sê: Al kon een apostel vir 'n Christus allerhande eise aan julle gestel het, was ons so 'n babietjie teenoor julle. Of so 'n ma wat vir haar eie kinders aan haar laat drink. So het ons ook julle gevoel. Ons wat heeltemal bereid om nie net kostegeestelike nie met julle te deel nie, maar ook ons eie lewe van ons het julle lief gekry. Und die beiden met vader ons sê baie dankie, maar ons nou die mooie boodskap vir die moeder gegee. Ons vra dat u saam met elke moeder weet waar ons nou die boodskap kan luister. 'n Baie spesiaal vir elke moeder wat vir hulle kinders opgedra het. Vra in Jesus naam alleen. Amen. Op hierdie dag was ons op 'n spesiale manier moeder eer. Is dit goed om te dink aan hoe moeder werklik beteken en doen. Teen die tyd wat 'n kind 18 jaar oud word, het 'n ma reeds omtrent 18.000 ure van kindsorg en hartjie en werk wat haar kinders veroorsaak het hanteer. Die junior hoërskoolonderwyser het een keer 'n wetenskap les vir die hele klas aangebied en die kinders geleer oor magneet. Die volgende dag het hy die leerlinge 'n vas vraag hieroor gegee. Die eerste vraag was: my naam begin met 'n M. Ek het 6 letters en ek tel goed op. Wat is ek? Die helfte van die klas het so geantwoord. Hulle het die woord MOEDER neergeskryf. Interessant. Die skrywer Roland SILPH, Emerson, het gesê: man is wat hulle moeder van hulle maak. Daar is mooi voorbeeld van 'n moederskap in die woord van God. Ons sien dit opofferende liefde van die moeder wat voor die koning Salomo verskyn het en hom geantwoord het dat sy gewillig was dat sy haar seun eerder deur 'n ander vrou weggeneem word as wat sy haar seun sou wou sien kry. Of kyk na die voorbeeld van Naomi en die skoonmoeder van Rut. Naomi se lewe en haar liefde vir haar gesin en skoondogters het so invloed gehad op die lewe van Rut, dat sy getrou en vol geloof
dan mense God en mense aanvaar het met die woorde. Moet my tog nie doen om van u weg te gaan en om te draai nie. Want waar u gaan, sal ek gaan. Waar u bly, sal ek bly. U volk is my volk. U God is my God. Waar u sterf, sal ek sterf. En daar sal ek begrawe word. Rut hoofstuk 1 vers 16. 'n moeder kan 'n betekenvol geestelike invloed op haar kinders hê. Nou gaan julle 'n voorstel aan 'n jong vrou in die Nuwe Testament. Haar naam is Eugenie E-E-N-I-C-E. En sy is in 'n voordienstige huis grootgeword en wat ter beïnvloed deur haar moeder Louise. Na 'n paar jaar se getroue lewe het Eugenie en haar man 'n baba seun gehad wat hulle Timoteus genoem het. Na die dood van Eugenie se pa het haar moeder Louis genooi om by hulle te kom woon. Klein Timoteus wat vreugde vir almal. Sy ma en ouma het baie aandag en tyd saam met hom gespandeer. Hulle het hom groot gemaak in die dinge van die Here en die verhaal van die Ou Testament vertel. Ook saam met hom en vir hom gebid. Eendag het Paulus hulle dorpie besoek en oor 'n man gepraat met die naam van Jesus. Louise en Eugenie het aandag geluister. Hulle het in Jesus die vervulling van al die belofte van die Ou Testament gesien. En so het hulle getrou in Jesus gehad. En so was hulle bekeer. As 'n nuwe gelowige het hulle weer vir klein Timoteus alles oor Jesus geleer. Paulus het self ook vir Timoteus die 10 leer liefkry, soos sy eie seun. Daarmee Paulus Timoteus se moeder en ouma is Timoteus gelei op sy hart vir Jesus te gee. Later het Paulus en Timoteus saam in die bediening van die evangelie gewerk. Baie jare later, terwyl Paulus in die gevangene wat en sy doodstraf afwagting het hy 2 briewe aan jong Timoteus geskryf. Terwyl Paulus hierdie briewe 1 Timoteus en 2 Timoteus geskryf het, het hy gedink aan die moeder wat so geestelike invloed op Timoteus se lewe gehad het. In 2 Timoteus 3 vers 14 ondersteun Paulus vir Timoteus om vas te staan wanneer dit moeilike tyd sou kom. Maar jy bly by wat jy geleer het en wat jy glo. Jy weet tot wie jou leermeester was en jy ken van klein af die heilige skrifte. Ek dink Timoteus
kon dit doen omdat hy hierdie voorbeeld in sy moeder en sy ouma se lewe gesien het, ook in Paulus se lewe. En in 2 Timoteus 3 vers 15 lees ons wat hierdie waarheid was. En dan jy van klein af die heilige skrifte geken, wat jou wys kan maak tot 'n verstadig deur die geloof in Christus Jesus. Op hierdie toegewyde manier het die ouma en die moeder van klein af vir Timoteus onderrig en geleer van die heilige skrif. Hulle het waarlik die Here se bevele in Deuteronomium 6 vers 4 tot 7 uitgeleef. Hoor, is trouw die Here onze God. Ons God is 'n enige Here. Daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. En hierdie woorde wat ek jou vandag bevel, moet jy jou hart weet. En jy moet dit jou kinders inskryf en daaroor spreek. As jy in jou huis sit en as jy op pad is en as jy gaan lê en as jy opstaan. Dit is die opdrag vir die ouers. Hierdie twee moeders, en hakie die ouma en die mamma, het die Here se woord in hulle harte bewaar en hulle wat deur hulle lewe 'n goeie voorbeeld vir Timoteus. Moeder, dit is nooit te vroeg om die Bybelse waarhede aan jou kindertjies te leer nie. En dit is nooit te laat om daarmee te begin indien jy nog nie gedoen het nie. Die Here wil jou graag gebruik om Jesus se liefde en die liefde vir sy woord aan jou kinders en kleinkinders te leer. 'n tweede manier om die lewenslang invloed op jou kinders te hê, is om opreg en geloofwaardig geloof in hulle harte te bou. Ons sien dit ook in 2 Timoteus 1 vers 5. Ek dink ook aan jou opregte geloof, dieselfde geloof wat al in jou ouma Louise en in jou moeder Eugene was. En wat daarvan is ek oortuig ook in jou is. Alhoewel Louise en Eugene gelowig was, moet Timoteus self tot die besef kom dat hy sy geloof in Christus kon plaas. Geloof is nie oorerflik nie. Dit word geleer. Hierdie twee moeders was te volle toegewyde aan die Here. En Timoteus het dit geweet. Niemand weet beter as 'n kind wanneer ouers se geloof opdag nie. Let op hoe die kettingskakel deur by mekaar uitkom. Pas af nu na die na Timoteus. Ek het onlangs gehoor van 'n leraar
wat 'n lang gesprek gehad het met 'n jong man om die lid van sy gemeente te word. Toe hy klaar gestel het met die persoon, het die jong man gesê dat hy gereed is om aan te sluit by sy gemeente. Uit nuuskierigheid praat die leraar toe met die jong man. Wat het ek gesê wat jou oortuig het om by die kerk aan te sluit? Die jong man antwoord, dit het niks te doen wat ek u hoor sê nie. Dit was die manier hoe my moeder gelewe het. 'n moeder is ook meer interpreteerde in. Haar kinders het geestelike belang as in hulle fisiese behoefte of klere. En haar kinders is ewige lewe is belangriker as hulle seksie in hulle lewe. Haar kinders se verhouding met Jesus is belangrik as hulle gewildheid in die wêreld. Ja, haar kinders se verhouding met die Here is belangrik as hulle sosiale tuiste. Haar kinders is geestelikheid is belangrik meer as 'n verstandelike musikale of sportpresentasie. Derde manier om jou kinders te beïnvloed is om in hulle die begeerte brandend te hou vir die bediening. Nadat Paulus gepreek het in Lystra en Timoteus bekeer het hy 'n rukkie daarna teruggekeer. Ons let op hierdie verhaal in Handelinge 16 vers 1 tot 3. Hier word 3 kenmerke uitgemaak in Timoteus wat hy beslis van sy moeder en van sy ouma gekry het. Eerstens was hy 'n sterk gelowige. Hy word gesien as 'n disipel. 'n disipel is 'n leerling en 'n volgeling. 'n disipel wat iemand wat wat oor Jesus. Nie slegs iemand wat deur die gange van die lewe gegaan het nie. Tweedens het hy 'n goeie reputasie, 'n goeie naam gehad. Die medegelowiges in die buurt om hom het respek vir hom gehad. Almal wat hom geken het hom as 'n man van integriteit beskou en as 'n man van die woord. Derde was hy beskikbaar vir bediening. Paulus wou hom saam op 'n reis neem. Soos ons verder lees in die boek van Handelinge, besef ons dat Timoteus gewillig was om te help met die evangelische bediening. Vrienden, daar is geen manier dat hierdie soort toewyding en oorgawe om te werk in die bediening kan groei as dit nie tuis aangemoedig was nie. Paulus het aangedoen in Lystra vir die tweede keer
En Timoteus beskryf as sy spesiale bediening om Johannes en Martha te ontvang. Paulus verwys na Timoteus as sy geliefde seun. Gevolg 1 Korintiërs en volgende 1 Timoteus 1 vers 2 noem hy hom sy eie seun in die geloof. Volgens die Filippense 2 vers 20 kan Paulus aan niemand anders as Timoteus dink wanneer hy skryf. Want hy het niemand van dieselfde gesindheid as julle belangstel opdrag toe behartig nie. Ek wil graag vandag afsluit met die gedigte aan moeders. Maar so 'n sonneblom soekend in die winter na die son, draai ons na u. U woorde van liefde, vir oë vol begrip, vir arm van vertroosting. So in Namakwaland Destiny in die lente, praat u die landskap van ons hart. My sagmoedigheid in pink en langmoedigheid in blauw, met geduld in pers. Soos ek lelies in die Kaapte somer, in eenvoudige storie en 'n skoonheid mooi, dan u hoor wonder, en maak vir ons so besonder, gegee deur Marie-Anne van Niekerk. Laat ons vandag die Here dank en ons moeder eer. Ons wil dankie sê vir die moeder wat 'n ma weet, en dit opneem om 'n geestelike invloed te hê op die lewe van hulle kinders. Soos Spreuke 31 vers 28 sê, haar kinders tree op en noem haar gelukkig. Spreuke 31 vers 30 sê, 'n vrou wat die Here vrees, sy moet geprys word. Ons loof die Here vir ons moeder, wat die Here liefhet en aanbid, en wat dit aan hulle kinders oordra. Ons waardeer u, moeder. Nou voor ek kom bid, wil ek net sê, julle sien die agtergrond, al die kompos, dit kos niks om jou kinders groot te maak. Kom ons bid saam. Dankie dat u hulle liefhet, self meer as wat ek kan. Lei hulle paadjie, beskerm hulle hart en liggaam. Laat hulle u waarheid en liefde ken en kies om u te volg. Seën hulle met wysheid, gun en vreugde. Ek vertrou hulle volkome in u hande. In Jesus naam. Amen. Dis ene moederdag.